Waar die Here beskik dat jy moet wees, daar gaan hy jou indruk. Voor die grondlegging van die wêreld, voordat die wêreld geskape is, het die Here vir elke een van julle gesê, ek soek jou vandag by School of Fire. En daai kanaaltjie is hierdie kanaaltjie wat hier verbyloop. En dis 'n dun stroompie, mense. Sê die woord nie vir ons, laat jou weg, die pad na die heerlikheid, die pad na Jesus Christus, die pad na die koninkryk is smal en moeilik om op te gaan. En julle sit vandag hier by School of Fire en ek wil hierdie boodskap wil ek vandag by julle los. Een of ander tyd gaan julle weggaan hier. En daai weggaan is terug in die kanaaltjie. Maar wag nou. Wat het ons nou gesê, wat doen die kanaal? Wat doen die water? Water gee lewe. Gaan kyk na die kanaal, waarheen vloei hierdie kanaal? Ergens kom jy op hierdie pad, waar die boere gaan en hulle maak die kanaal oop in fases, soos wat hulle waterlisensie dit beskik, soos wat die Here dit beskik. En waarheen vloei die water? Die water vloei uit vir party van julle in die pekaneetboorde in, vir party van julle in die mielielande in, vir party van julle in die wingerd in, en asseblief, ek praat nie van die wingerd om te gaan wyn maak en suip. En so kan ons aangaan, waar die Here beskik dat jy moet wees, daar gaan hy jou indruk. Met een uitsluitlike doel, vir jou lewe, om te gaan lewe gee. As jou water nie uitkom in die pekaneetboord nie, wat word van die pekaneetbome? Hulle vrek. As jou lewe bestem is om in die wingerd in te vloei en jy vloei nie in die wingerd in nie, wat gebeur met daai spesifieke wingerd? Hy vrek. En so kan ons aangaan. Nou luister vir my baie mooi. Die Here het jou op aarde gesit om siele te wen, om lewe te gee. Dit is hoekom jy hier is. Party van julle gaan weghardloop want die prys is te groot en te swaar. Party van julle gaan staan en sê, soos wat Gert vanmôre gesê het, ek gaan lewe gee. Ek sal my nie laat onderkry nie. En daarom gaan ek vra, sit net so en dan sluit ons die oë. Abba Vader, Here, dankie vir hierdie woord. En Here, dit is nodig dat elke een wat in hierdie kerk sit vandag, en elke een wat eendag gaan luister na hierdie boodskap sal besef, hy of sy is nie per ongeluk op aarde nie. Hy of sy is hier omdat U hulle geroep het vir 'n bestemde tyd voor die grondlegging van die aarde. Om 'n land nat te maak, Here, wat kan vrug dra en lewe gee. En Here, daai strokie is dun en Here, daai pad is moeilik.
U sê dit in U woord. Nêrens in U woord het U gesê dat ons U seun Jesus Christus moet volg en die pad gaan vir ons met rose besaai en maklik wees nie. U het inteendeel gesê die pad is moeilik. Maar Vader, wanneer ons U gekies het, is daar nie terugdraai nie. Daar is een pad, Vader, en dit is vorentoe, soos wat die kanaal vloei, saam met U. Here, waar U elke een van ons sal vat, en U elke een van ons in die oesland sal gaan gebruik om lewe te gee, waar U ons bestem het om te wees. En Vader, Here, dit is die gebed van my hart. Here, dat niemand, maar niemand wat hier sit vandag sal verlore gaan nie. Maar dat hulle werkers in die oesland sal wees. En Vader, Here, soos wat ons nou in gebed hierso by U is, Here, wil ek tog die uitnodiging rig en ek wil vra, as enige een van julle hierso sit en jy het nog nie jou hart vir die Here gegee nie, kom vorentoe. En as enige iemand hierso sit en nie weet wat sy pad gaan wees om siele in te bring nie, kom vorentoe. Ek gaan vir Rooies vra om vir julle te bid. En ek gaan vir Rooies vra dat hy werklik die Heilige Gees gaan vra om oor julle vaardig te word. En dat julle sal besef, julle is nie hier per ongeluk nie, julle is nie hier omdat julle sleg is nie. Julle is nie hier omdat julle druggies is of wat ook al in julle lewe aangejaag het nie. Julle is hier omdat my Vader in die hemel julle geroep het om vandag hier te wees. Elke ding moet oor Jesus gaan. Daarom is ek in die oggend opstaan of die nag wakker raak. En dis 'n ding wat ek konstant doen nou vir 32 jaar. As ek voor my kas staan, alhoewel ek my vrou daarna vra wat om aan te trek, want sy verskil met die Here, dan vra ek tot, wat moet ek aantrek? Trek aan, dan sê sy, jy moet nie hemp aangetrek nie. Nou dan roel sy nou. Maar hoor gou, ek vra tot, wat moet ek aantrek? Ek vra vir die Here tot deur die nag, lei my vir hierdie student, daai student. En daarom wil ek vandag vir julle sê, ek is nou in 'n groot worsteling. Moet 'n mens, as jy 1 uit 100 kry, praat nie van die verlore skaapie, daar was 99 wat reg was. As jy net 1, na 6 maande se harde soeg kry en jy sit hom in die oesland, is dit die moeite werd? Dit klink altyd, ja, ons moet dit doen, of is dit energievermorsting en ons kan miskien 30 uit 100 uit inkry, met iets te twis. Nee, Jesus is op pad terug, en daar steeds mense, hulle halleluja en prys die Here op hierdie perseel, en dan net môreoggend gebruik hulle tik. Môreoggend het hulle 'n wyp gekoop. Waar is die hart? Nou ongelukkig kan ek dit nie raak sien nie. Ek is 'n mens. Ek kan nie in jou hart sien of jy met watse planne is jy besig nie. Wat moet ons doen? Wat moet ons doen, vra ek die Here? Moet ons God se aangesig soek? Watter rigting? Watter rigting met the Miracle Place en School of Fire? Wat wil God hê? Ons moenie stagneer nie. Ons het sukses. Sukses op sukses met alles bedienings. Dit gaan goed. Mense like dit oor die land en die wêreld. Maar dis nie waar ons is nie vir die mense hier nie. Ons moet mense, as ek die dag my kop neerlê en die ander gaan, wil ek ten minste 'n klomp ontmoet in die hemel wat ingekom het deur pastore en predikers wat hier opgestaan het. Het jy geweet, dan kan mense eendag in die hemel wees as jy so voor God se troon staan. Sê my ene, ek het vir haar nog in Grootdrink 'n traktaatjie gegee.
Sy het deur die traktaatjie bekeer, sy het ingekom. En dan hoor jy Jesus sê, ek ken jou nie, gaan weg. Jy het iemand ingebring, maar jy gaan nie. Jy geweet dit kan gebeur.